TGBN TV. Hoe groot is U? Hoe groot is U? My geliefde kyker, ons God is nie sommer net 'n afgod nie, hy is nie sommer net iemand wat ons sommer maar net links en regs kan jy en jou nie. God is groter as alles en almal. God is in beheer van die heelal. As ons vandag kyk wat in die Midde-Ooste gebeur, en ons sien hoe die lande een na die ander een gereed maak om teen Israel oorlog te voer, dan kan ons in verwondering net weet dat niks en niemand op hierdie aarde Israel in 'n oorlog kan oorwin nie. Want in die begin het God Israel gekies as sy uitverkore volk. En God het deur al hierdie jare by sy uitverkore volk gestaan. Hulle gelei, hy het hulle geregeer, hy het hulle gehelp deur al hulle oorloë en alles, en elke keer wanneer hulle weggedryf het hy hulle gestraf, en dan bring hulle weer terug op die regte pad. En in sy woord, die Bybel, lees ons van die slag van Armageddon. Nou ek kan nie 'n voorspelling waag nie, maar ek dink dat ons besig is om gereed te maak, en dat die wêreld besig is om gereed te maak vir die slag van Armageddon. Wanneer Jesus op die wolke sal kom, en die wêreld sal verslaan. Dit is hoe groot ons God is. Dit is hoe magtig hy is. Ek en jy is klein, ons is nietig. Ons is tot weinig in staat. Maar in God se woord staan daar geskrywe: ek is tot alles in staat deur hom wat vir my die krag gee, Jesus Christus. As ons wedergebore kinders van God is, en ons die salwing van die Heilige Gees ontvang, dan kry ons krag, volgens Handelinge 1 vers 8. Wanneer ons iets wil doen, en ons te swak is om dit te doen, dan kry ons hierdie krag, deur die werking van die Heilige Gees. Dit is hoe almagtig ons God is. Hy is in beheer van elke sel in ons liggame. Hy is in beheer van ons siel en ons gees. Hy besluit wie word siek en wie word genees. Hy besluit wie sterf en wie lewe, wie word gebore. Ek en jy het nie 'n sê oor hierdie dinge nie. Hierdie lewe en dood is in die hande van God die Almagtige. Dit is hoe almagtig hy is. Hy het uit die grond uit die mens geformeer, en in sy neus die asem van die lewe geblaas. Hy het vir hom 'n siel en 'n gees gegee. Dit is hoe magtig God is. Dit is hoe groot hy is. Ek en jy is weinig. Ons is niks. En tog wanneer ons in sy woord gaan lees, Psalm 8 en ook in Psalm 40, word die vraag gevra: wat is die mens dat u aan hom dink? God het ons weinig minder geskape as 'n hemelse wese. Ons lyk soos God, want ons is volgens sy beeld geskape. Ons funksioneer soos God, want ons funksioneer deur geloof, net soos God. God het gesê, dat daar lig wees, en daar was lig. Ons as mens het deur God daardie autoriteit om dieselfde dinge te kan doen. Jesus het vir sy disippels gesê: julle sal dieselfde dinge doen as wat ek gedoen het, en selfs groter dinge. Dit is die autoriteit wat ons het in die heilige naam van Jesus Christus.
Alhoewel God net een is, bestaan hy uit drie. Hy bestaan uit God die Vader, die skepper van hemel en aarde. Hy bestaan uit Jesus Christus, sy enige gebore seun, wat aan die kruis kom sterwe het, sodat ons sondes vergewe kan word, en ons vir ewig saam met hom in die paradys kan lewe. En hy bestaan ook uit God die Heilige Gees. En hierdie drie is 'n eenheid. En wanneer ons in hierdie drie eenheid glo, en ons is gehoorsaam aan die woord van God, en ons streef na heiligmaking, en ons bekeer ons van ons sondes, en ons kry die salwing van die Heilige Gees nadat ons gedoop is, dan sal God se genade vir ons genoeg wees, sodat ons die ewige lewe kan beerwe. Ja, my geliefde kyker, dit is hoe groot God is. Hy kan besluit dat ek en jy vir ewig kan lewe, of dat ons vir ewig in die poel van vuur die hel sal brand. Nou vra ek jou vandag die vraag, is jy gereed om jou skepper te ontmoet? Is jy gereed om hierdie majesteit, hierdie grootheid van God te aanskou en voor hom te staan en die rekenskap te gee van jou lewe hier op aarde? Is jy gereed om jou tydelike tuiste hier op aarde in 'n tentwoning jou liggaam te verruil vir 'n verheerlikte liggaam en die ewige lewe? Is jy gereed? Wat 'n vraag om te vra. Maar wanneer ons kyk, en ons sien hoe groot God is, en ons sien hoe groot en onbeskryflik sy genade vir ons is, dan kan ons op ons knieë neerval, ons hande omhoog lig, en opkyk met 'n verwagting, en ons kan sê, Here, dankie. Dankie my God, dat U so groot is, dat ek as 'n nietige mens U kan ken, en U kan aanroep, selfs in my oomblik van benoudheid, dat U my gebede sal verhoor, en dat ek U sal eer. My geliefde kyker, God is nie 'n mens, dat hy kan sondig nie. Hy is God, hy is almagtig, hy weet alles, en hy is oral. Daar waar jy gaan wegkruip, daar is God. Partykeer gebeur dinge, wat vir ons nie aangenaam is nie, en dan vra ons God, waar was U, toe hierdie dinge gebeur het? Die antwoord is, God is daar, waar jy hom gelos het. Daar waar jy sy hand gelos het, daar is God. Gee een tree terug, en jy is terug by God. Bekeer jou van jou sondes, laat jou doop, neem Jesus Christus aan, as jou verlosser en jou zaligmaker, sodat jy ook gered kan word. Kom ons sluit ons oë, en ons praat met hierdie groot, almagtige God van ons. Ons Vader wat in die hemel is, ons kom voor U heilige troon in die heilige naam van Jesus Christus, ons verlosser en ons zaligmaker. Vader, ons kom sê vir U, dankie. Dankie dat U ons in U hand hou, en dat ons name in U handpalm geskrywe is, en dat U so groot en magtig is, dat U vir ons voorsien, dat U ons beskerm, dat U ons lei deur U woord en U gees, en dat U wil hê dat ons nie verlore moet gaan, en in die ewige hel moet brand nie, maar dat U wil hê, dat ons saam met U vir ewig moet lewe. As Vader in die hemel, ons sê vir U dankie. Dankie vir U woord, vir U seën en U gees, en dat ons U kan ken, want U is ons God, en ons aanbid U, ons loof U, ons prys U, ons eer U, van nou af tot in ewigheid. Amen. My geliefde kyker, kom ons gaan oordink hierdie dinge, en ons maak ons lewens reg, sodat ons gereed kan wees. Tot wanneer ons weer ontmoet, en weer hier praat, mooi loop.